Wat as ek vir jou sê dat daar 'n nuwe plaaslike rolprent is met 'n storie wat uit 1845 dateer? Ja, jy het reg gehoor. Die internasionale animasieprent The Snow Queen is nou ook in Afrikaans te sien as Die Sneeukoningin. Jy kyk bioskoop en ek is DT Hart. Baie welkom. Die Sneeukoningin se vertaling in Afrikaans is deur Kobus Geldenhuys behartig en gesoute akteurs soos Betty Kemp, Peer Breitenberg, sowel as Meld Sieberhagen verleen stemme aan die prettige karakters op die silwerdoek. Rina Nienaber is 'n ou hand in die oorklankingsveld en druk hierdie keer haar stempel as regisseur af. Om ons meer te vertel, hier is twee van die stemkunstenaars van die rolprent, Heidi en Antoine. Julle Afrikaanse animasie, dit is nie iets wat mense aldag hoor nie, en ons weet die plaaslike bedryf is besig om uit sy nate te bars, maar nie regtig in die animasiebedryf nie. Hoe voel julle om deel van hierdie projek te wees? Baie geëerd. Dit is vir ons verskriklik lekker. Wat sy nou net gesê het, sy is 100% spot on. Juist omdat dit so Dis net nie so voor. iets anders is. Dit is regtig nie baie wat mense 'n vollengte animasie in Afrikaans doen nie. Nie baie. Nou, as ons kan praat oor animasie as genre teenoor TV-reekse, drama-reekse wat die stemwerk betref, wat is die uitdagings daar? Boom, there it is. As 'n moeilike vraag. Ek het hom. Die ding is eintlik is dit moeiliker vir my persoonlik as om mense regtig mense oor te klank. Omdat die gesiggies en die gesigsuitdrukkings en die liggaamsbewegings eintlik 'n bietjie meer tweedimensioneel is, omdat dit geteken is nie so driedimensioneel nie. So die beweging van die mondjie en die lyfies is vir my persoonlik 'n bietjie meer strak. En vir my, met my verhoog agtergrond, om nie daar oorboord te wil gaan nie. Jy moet baie mooi kyk, hoe groot is die mondjies en as sy moet sê A, sê sy A of sê sy A, dan moet jy daarby aanpas. So daar kan 'n ding geskryf wees op die band, wat so lyk, maar jy sê dit nie noodwendig soos hy geskryf is nie. Jy moet jou een oogie baie mooi op die band hou en die ander oog op die prentjie. Ek vind die aanpassing daar nogal 'n lekker uitdaging partykeer. Maar is dit nog steeds 'n lang proses? Hoe lank vat dit? As mens nou 'n groot karakter vertolk in die animasie, hoe lank vat die hele proses van begin tot einde om deur die teks te werk? Weet jy, 'n rolprent is gemiddeld tussen 1 uur en 'n half en 2 ure is maar die looptyd. So elke karakter het nie die hele spreek. Ja. So met hierdie projek wat hulle doen is die tegniese versorging voor die tyd is so goed. Ja. Dat ons kom regtig daaraan en als reg om te rock and roll. Dit is dit vat nie so lank nie. My karakteropname was omtrent binne 'n uur klaar. Sjoe. Ja. En myne die Sneeukoningin en ek het die speelbeeld gedoen in die speel. Dit was maksimum 2 ure gewees. Want jy kyk ook nie die movie deur nie. Jy sien hulle speel net vir jou nou stukkie waar jy nou praat en dan hulle kom eers verby. Die woorde kom eers verby dat jy net eers lees, so met jou oog en dan vat jy hom terug en dan doen jy hom. As jy moet, dan doen jy oor, miskien 'n tweede keer oor of so. Ek dink nou nie ons gaan meer as 2 keer 'n ding oor doen nie. En dan fast forward hulle nou soos wat Antoine sê, die tegnologie is so fabulous. Hulle weet presies op watter minuut en sekonde is jou volgende spreekbeurt. Jy as stemkunstenaar moet ook jou deel bring. Jy moet jou fokus hou. Jy moet jou fokus op jou lyne, jy moet jou fokus op jou beeld en jy moet jou karakter, dink ek wat jy die directeur of die regisseur nou besluit het vooraf. Dit moet konstant wees. Jy kan nie wonder oor hoe wil ek hierdie karakter doen of jy moet baie spesifiek besef wat dit is, wat gaan jy bring, hoe wil jy dit oorkry, kom dit so oor en dan go for it. Wanneer jy is gesels oor die karakters, vertel ons wie is die karakters wat jy het? Sy is die main Mac. Sy is die
Sy is die sneeuwkoningin. Die rolle. Jy het gepraat van 'n spieël en 'n speelbeeld. Yes, ek is die sneeuwkoningin, maar ek is ook haar speelbeeld want sy kyk in die spieël. Ja. En dan praat die spieël met haar terug. Want hierdie spieël in hierdie verhaal wys vir jou ware ek. En wat in die sneeuwkoningin se geval natuurlik nou net plain evil is. So ja, dit is en ek maak die speel, so nobody can hide their true self. Niemand kan wegkry. That's true. Kan ek so 'n lyn uit julle uit squeeze uit die teks as julle nog iets onthou dat as nou my stemme kan hoor en by die gesin gaan is. Die meeste van my karakter, hy word verskillend hierdie sneeuwkoningin rondgegooi. Die meeste van my karakter is ek word maar rond. Ja. Gerda, ek sal altyd lief wees vir jou my kind. Daar's dit. En die sneeuwkoningin, dit klink so. Die sneeuwkoningin is evil en sy het 'n handlanger. Troll! Wat dink jy doen jy? Jy het daai echo gehoor. Ek koue, like Ja, mens word bang. Ja, jy weet nie voel hoe arme orm. Op Pierre Breitenbach speel hom, maar ek Dit is die fabulous karakter is daai troll. En die regisseur Rina Minaber, hoe betrokke was sy in die proses? baie, want sy is die een wat optel as jy die karakter oorspeel of onderspeel. Want sy het nou al die rolpremier gegaan. So sy weet en sy is ook vertroud met die bedoeling agter daai karakter in daai oomblik. Want jy kry ons nou sy gee vir jou konteks, maar jy kyk, daar's nie tyd om hele film deur te kyk. Ja. So jy kry konteks van haar af oor wat is jou karakter se geestestoestand op daai oomblik en hoe ernstig moet jy dit nou speel. Yes. En dan gaan jy daarop, ja, soos dis 'n groot rol. En 'n belangrike rol om te speel as die regisseur. Rina is 'n ou hand met die dubbing. Ja. So Rina het hierdie goed gedoen tot nie een van ons nog eers 'n gedagte was. Sy het Heidi Peter gespeel. Yes, sy was Peter in Heidi. Ja. Nou hierdie storie kom al uit die 1800s, reg? Hans Christian Andersen se tyd. Mid 1800s, 1844. Ja. So, hoekom is hierdie storie nog steeds vandag relevant in 2015? Dit is ek weet nie wil jy. Yes, kan ek sê? Ja. Dit is dieselfde storie van die begin van tyd tot aan die einde van die bestaan van die aarde. Die geveg tussen goed en kwaad. Ja. The battle between good and evil. Ja. Okay, dis mooi. Every single person can relate to that. Elke liewe mens op hierdie aarde en elke ouderdom kan dit verstaan en relate. Want ons word ons gebore met hierdie ding wat in ons wat weet wat is reg, wat is verkeerd. Ja. Ja. En dan as ons kyk na animasie in Afrikaans wat nog jonk is eintlik. Ja, is jong. Min, né? Dink jy dit gaan groei van hier af vorentoe? Absoluut. Hoop julle so? Absoluut. Ja. Daar sal regtig iemand 'n spanner in die werke moet gooi om dit te keer, want dit kan nie anders nie. Maar daar's so baie Disney's en Pixar's ensovoorts. En ek dink baie van die jong klomp is nog gewoond daaraan om dit nou in Engels te sien. Dink jy dat die skuif na hulle moedertaal as hulle nou Afrikaans spreek, dit is gaan makliker wees om hulle te ken? Ek dink beslis so. Om iets in jou moedertaal te ervaar is beslis anders as om 'n ander taal te ervaar. Ja, mense is gewoond en ek sal nog altyd ek's altyd lief vir veral Amerikaanse animasie dit is iets waarmee jy groot word, jy is heeltemal reg. Maar om iets in Afrikaans te kyk met daai tikkie siel, ek weet nie wat se beter woord nie, maar dit voel net anders, dit voel baie meer nader aan jou. Dis jou connection is dieper. Ja. Ek dink as 'n mens dit in Engels sou gesien het, dan sit hierdie wonderlike groot klanke en beelde en alles. Ja. En ek dink wanneer die kids dit nou in Afrikaans gaan sien, dan dink ek wonder of dit nie so 'n bietjie groter nog gaan wees. Bietjie meer en bietjie helderder en bietjie meer intens nie. Hoekom moet ons kykers Sneeuwkoningin gaan kyk? Hierdie rolprent regtig, dit is aksie, dit is drama, dit is daar's moraliteit betrokke en daai goeie geveg tussen goed en sleg. Doen jouself 'n guns gaan kyk, sy's evil.
evil. Ja. Net vir dit, jy moet werk. Just go check it. Ja. Kom of ek gaan soek jou. Vermaak vir oud en jonk. Bioskoop hoop die animasiebedryf in Suid-Afrika gaan van krag tot krag groei. Nou as jy op hoogte wil bly van die plaaslike rolprentbedryf en wil uitvind van opwindende kompetisies, gaan like gerus Bioskoop se Facebookblad. Een klik kan vir jou hoop 'n aksie en pryse in die sak bring. Van my DT Hart tot 'n volgende keer. Lekker fliek.